Ons gaan in die nabye toekoms na 'n paar genesings kyk wat die Here Jesus gedoen het. Die eerste hiervan is mense, persone wat sintuiglik nie meer kon funksioneer soos wat hulle veronderstel was om te doen nie, of dit nooit kon doen nie. Ek lees Matteus 12 vers 22 en dan ook vers 28. Hulle het na hom toegebring 'n man wat in die mag van 'n bose gees was. Die man was blind en stom. Jesus het sy gebrek genees, sodat hy weer kon praat en sien. Wat 'n wonderbaarlike ding het die Here Jesus aan hierdie man gedoen. En dan kom hy in vers 28 en hy sê, aangesien ek deur die gees van God die bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. 'n ander persoon was ook blind, wat van sy geboorte af blind was. En daarvan lees ons in Johannes 9 vers 3, waar ten spyte van allerlei beweringe oor hoekom hy nou eintlik blind was, sê die Here Jesus, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers sin dat hy van geboorte af blind is nie, maar sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Daar was dus meer aan hierdie man se blindheid, sy sintuiglike gebrekkigheid, as net die fisiese. Daar was ook 'n doel daarmee. God se werke moes sigbaar word. En dit is wat die Here Jesus dan ook gedoen het. Hierdie man ook te genees. So, ons verstaan nie altyd waarom dinge verkeerd loop en waarom mense siek is en waarom mense met 'n gebrek gebore word nie. Maar vir 'n gelowige skep dit die verwagting dat die werke van God sigbaar sal word deur dit wat met hierdie mens kan gebeur, waaronder andere sy genesing. Wat 'n wonderlike verwagting kan ons koester deurdat Jesus Christus gekom het om te genees. En hy doen dit vandag natuurlik nog. Loop mooi.